naam is Storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, 'n groen baadjie en 'n wit pluim in my hoed. Op hierdie kaset is daar 5 stories en 'n rympie uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Soetlief en die ondier. Eendag was daar 'n ryk koopman met 3 dogters. Skielik, byna oornag, het hy al sy geld verloor. Die gesin moes hul deftige woning in die stad verkoop en na 'n vervalle plattelandse kothuis trek. Die 2 ouer dogters het gedurig gekla. Hulle kon nie meer na partytjies gaan nie. Hulle moes hulle klere lap en stop, maar die jongste, wat Soetlief genoem is omdat sy so soet en lief was, het alles gedwee aanvaar. Op 'n dag vertrek die dogter se pa na die stad om te gaan handel dryf. Toe hy op sy perd klim, vra hy vir sy dogters wat hy as geskenk vir hulle kan saambring. 'n Pragtige rok vir my, sê die oudste dogter. 'n Silwer halssnoer, sê die tweede. Kom maar net veilig terug, pappa, sê Soetlief. Dis vir my genoeg. O, Soetlief, daar moet iets wees wat jy wil hê. Nou ja, dan maar 'n rooi roos vir my hare, glimlag sy. Maar dis winter en ek sou glad nie omgee as pappa nie een kan kry nie, Ek sal my bes vir julle almal doen. sê hulle pa en galop weg. In die stad gaan dit maar sleg. Hy het nie genoeg goedere om die handel te dryf nie en die pryse is laag. Die enigste geskenke wat hy kan bekostig is vrugte en sjokolade vir die ouer dogters. En vir Soetlief is daar glad geen blomme nie. Toe op pad huis toe begin sy perd kroppel loop. Hy het pas van die perd afgeklim toe daar 'n sneeustorm opsteek. Die ongelukkige man besef gou dat hy in die middel van die donker woud hopeloos verdwaal het. Skielik sien hy deur die storm 'n hoë muur en 'n koetshek van gegote yster. Dit is gesluit. Agter die oprit sien hy 'n enorme herehuis met aanloklike liggies in die vensters. Kon ek maar hier skuil? Dink hy hardop. Hy het die woorde skaars gesê of die hek swaai oop. Die stormwind dryf hom in die pad op en oomblikke later bevind hy hom voor die huis. Die deur swaai krakend oop en voor hom staan 'n tafel waarop die heerlikste kos en drank in die kerslig sigbaar is. Hy kyk oor sy skouer deur die dwarrelende sneeu en merk dat die hek geruisloos toegegaan het en dat sy perd weg is. Toe hy oor die drempel stap, gaan die deur agter hom toe. Terwyl hy nog senuweeagtig in die kamer rondkyk, skuif een van die stoele van die tafel weg. Dit is 'n duidelike uitnodiging dat hy moet gaan sit en eet, Nou ja, ek is klaarblyklik welkom hier. dink hy. En 'n mens verwerp nie gasvryheid nie. Toe hy genoeg geëet en gedrink het, sien hy 'n groot rusbank voor die vuur. Oor die rusbank lê 'n pelskombers. Skielik lig 'n hoekie van die kombers op, asof dit wil sê, kom lê gerus onder my. So gesê, so gedaan. Die koopman sluimer gou in. Toe hy wakker word, skyn die son. Hy is heeltemal verfris. Op die tafel wag daar vir hom ontbyt. Daar is selfs 'n rooi roos in 'n silwer vaas. Rooi roos, wat 'n geluk. Soetlief gaan tog haar geskenk kry. Nadat hy aan die kos weggelê het, staan hy op en haal die roos uit die slanke vaas. Skielik is daar 'n verskriklike gebrul, soos die van 'n leeu. Die vuur in die kaggel sak laag, asof dit geskrik het, en al die kersse flikker. Die buitedeur pas oop. Daar teen die agtergrond van die sneeubedekte tuin sien die koopman 'n aaklige ding. Is dit mens of dier? Dit dra die klere van 'n ryk heer, maar in plaas van hande het die ding lang kloue en die harige kop is die van 'n ondier. Jy steel my roos, nee. Grom die ondier en ontbloot sy verskriklike tande. Is dit hoe jy my vir my gasvryheid bedank? Die man het hom koud geskrik. Ag, vergewe my meneer. Ek wou dit vir my dogter Soetlief neem, maar ek sal dit dadelik terugsit.
Te laat. Knor die ondier. Neem dit nou maar saam. En stuur my jou dogter in ruil daarvoor. Nee, Hyg, Soetlief se pa. nee. Dan vreet ek jou dadelik op. Brul die ondier, Eet maar liewer vir my as vir my dogter. sê die ongelukkige man. As jy haar vir my stuur, sal ek geen haar op haar kop beseer nie. Sê die ondier. Dit beloof ek. Kies nou. Die koopman besluit om die ondier te glo. Hy aanvaar sy aanbod. Toe gee die ondier hom 'n towerring wat Soetlief na die ondier se verlate herehuis sal bring as dit 3 maal om die vinger gedraai word. In die sneeu daar buite staan die koopman se perd nou nie meer krippel nie. Dit is opgesaal en gereed om te vertrek. Maar dit is 'n ellendige rit huis toe en 'n nog ellendiger tuiskoms toe hy sy dogters vertel het wat Soetlief moet doen. Het hy werklik gesê hy sal my nie seermaak nie, vader? Vra Soetlief. Hy het plegtig beloof, my skat. Gee my dan die ring, sê Soetlief. Julle sal my nie vergeet nie, né? Sy groet almal met 'n soen, sit die ring aan haar vinger en draai dit 3 keer. Byna onmiddellik bevind sy haarself in die ondier se herehuis. Maar hy is nie daar om haar te ontvang nie. Trouens, verskeie dae sou verbygaan sonder dat sy hom sien. Die huis maak haar egter baie welkom. Deure gaan vanself oop, kersse en blakers sweef by die trappe op om haar na die bed te begelei, kos verskyn geheimsinnig op die tafel en word ewig geheimsinnig opgeruim. Die vriendelike huis maak Soetlief nie bang nie, maar sy voel so eensaam dat sy begin wens die ondier wil met haar kom praat, al lyk hy hoe aaklig. Toe sy eendag in die tuin dwaal, verskyn die ondier van agter 'n boom voor haar. Soetlief gil en bedek haar oë, Moenie bang wees nie, Soetlief. mompel hy. Sy kan hoor, hy probeer hard om sy stem nie grof te laat klink nie. Ek het jou net kom groet en jou kom vra of jy jou verblyf in my huis geniet. Wel, sê Soetlief en haal diep asem. Ek sou liewer by my vader en susters wees, maar die huis sorg baie goed vir my, dankie, Mooi. sê die ondier. Kan ons 'n bietjie gaan wandel? Toe begin die twee deur die groot tuin stap en daarna kom die ondier dikwels met Soetlief gesels. Maar hy kom nooit aan tafel saam met haar eet nie. Eendag sien Soetlief hom soos 'n dier oor die maanverligte grasperk sluip. Met 'n skok besef sy dat hy wilde diere jag om te eet. Toe hy opkyk, sien hy haar by die venster. Hy sit sy kloue voor sy gesig en brul van skaamte. Hoewel hy so afstootlik is Soetlief so eensaam en die ondier so vriendelik dat sy begin vooruitsien na hulle ontmoetings. Terwyl sy een aand by die vuur sit en lees, kom hy van agter na haar aan en fluister. Trou met my, Soetlief. Hy lyk so hoopvol dat Soetlief vir hom jammer voel. Ek hou werklik baie van jou ondier, maar nee, ek wil nie regtig met jou trou nie, ek het jou nie lief nie. Verskeie kere hierna vra die ondier haar weer om met hom te trou, maar elke keer sê sy, nee, altyd so hoflik as sy kan. Op 'n dag tref hy haar by die fontein in die tuin aan. Sy huil. O, ondier, snik sy. Ek is jammer om te huil terwyl jy vir my so goed is. Maar dis een van die dae winter. Ek is nou al byna 'n jaar hier. Ek het heimwee. Ek mis my pa so. Tot haar vreugde sê die ondier. Jy mag 7 dae huis toe gaan as jy beloof om terug te kom. Soetlief beloof dit en draai die ring aan haar vinger. Hoe bly is haar pa en susters toe Soetlief gedurende die ete in die kombuisie van hul kothuis verskyn. Hulle bring 'n wonderlike week saam deur.
Soetlief vertel haar gesin alles van haar vreemde gasheer in sy huis en hulle vertel haar wat tuis gebeur het. Die gelukkige week gaan sonder taal of tyding van die ondier verby. Miskien het hy vergeet, dink Soetlief. Ek sal 'n bietjie langer bly. Nog 'n week gaan verby en tot haar vreugde gebeur niks. Die gesin sug van verligting. Toe, een aand, terwyl sy haar hare in 'n spieël kam, vervaag haar eie weerkaatsing. En daar sien sy die beeld van die ondier. Hy lê langs die maanverligte fontein. Dorre blare het hom byna toegewaai. O, ondier, roep Soetlief met trane in haar oë. Moenie dood wees nie, ek kom terug, liewe ondier. Sy draai die ring 3 maal en staan langs hom in die tuin. O, ondier, snik sy en sit sy reuse kop op haar skoot. Ek wil jou nie doodmaak nie, ek het jou lief. Sy probeer die blare van hom afvee, maar haar oë is so vol trane dat sy niks kan sien nie. Skielik praat hy. Kyk na my, Soetlief. Vee jou trane af. En kyk wat hy gedoen. Soetlief kyk af en sien dat sy 'n bos goue hare streel. Die ondier het verdwyn en in sy plek is 'n aantreklike jong man. Wie is jy? Hy sê. Die jong man neem haar gesig in sy hande, Ek is 'n prins. sê hy. 'n Heks het my getoer en my in 'n ondier verander. Net die ware liefde van 'n jong meisie kom my bevry. Ag, Soetlief. Ek is so bly jy teruggekom. Sal jy nou met my trou? Natuurlik, my prins, ek sal. En tot in lengte van dae het die twee gelukkig saam gewoon. Timmertak en die woonwa vol wondere. Timmertak en sy ouma woon in 'n klein huisie in die ou eikeboom, saam met Timmertak se Max binnekop Abigail. Een oggend skrik ouma Kwas met 'n vreeslike verkoue wakker. Timmer! Nies sy. Is iets verkeerd? Vra Timmertak toe hy by die kamer inkom. Ek het 'n aaklige verkoue, sê sy. Gee my sakdoek aan, dit hang agter die deur. Wat is dit? Ek dink dis 'n laken, giggel Timmertak toe hy die tamaai groot sakdoek aangee. Moenie so permantig wees nie, sê ouma bitsig. Jy sal vandag die inkopies moet gaan doen. Ek is glad te siek. Kyk, ek het 'n lys gemaak. Seker, ouma, sê Timmertak trots en sit sy hoed op. Die hoed waarin Abigail die towerspinnekop woon. Toe hulle vertrek, snuit ouma haar tamaai groot neus. Die verskriklike lawaai laat al die bome in Wikkelwoud skud. Timmertak en Abigail kom gou by die soem van die woud uit. En daar op die meent is die kermis. Albei is dol oor die kermis. Daar is altyd sulke interessante, vreemde mense. Timmertak dwaal verby 'n fortuinvertelster, 'n towenaar wat met ballonne gool en 'n ou dame wat touhempies brei. Die laaste stalletjie behoort aan Dok Blaar, die kwaksalwer. Kom kyk, skree hy. Koop 'n bottel blesbrou en u hare groei so dig soos gras op 'n grasperk. Dis die agste wonder van die wêreld en goedkoop teen die helfte van die prys. Verskoon my, sê Timmertak.
My ouma het 'n aaklige verkoue. Het jy iets daarvoor? Natuurlik, seun, lieg Dokblaar. Ek het net wat jy nodig het in my tent. Dokblaar het natuurlik niks van die soort nie. Al wat hy het is honderde flesse blesbrou. Behendig trek hy een van die etikette van 'n fles af en plak 'n nuwe een daarop. Kits vir koue kuur, Laat jou ouma hieraan ruik. sê hy. Maar wat jy ook al doen, moenie dat sy dit eet of dit op iets laat uitval nie. Baie dankie, sê Timmertak en prop die fles onder sy hoed om dit veilig te bewaar. Abigail, wat intussen onder Timmertak se hoed ingesluimer het, skrik skielik wakker. Wat 'n aaklige ruik, dink sy. Ek sal daardie fles blesbrou moet wegtoer. Anders wil niemand weer verby in my hoedhuisie kom kuier nie. En sy swaai haar toorstokkie. Kiri, kiri, folderol, weg met die vlees, die hoed is vol. Soos gewoonlik gaan daar iets met Abigail se gooilery verkeerd. Die fles blesbrou bly daar, maar Timmertak verloor sy hoed. Ai, so, jammer Timmertak, sê Abigail. Toe maar, sê Timmertak en sit weer sy hoed op. Kyk, hier is ou meneer van Pas se woonwa vol wondere. Ons kan al ons inkopies hier doen. Hulle stap in. Dit lyk of daar duisende goed in meneer van Pas se woonwa is. 'n Mens kan enige iets daar koop. Van 'n olifantsokkie tot by 'n muis se tandeborsel. Timmertak kyk met verstomming na muisondvelkomberse, vlindervlerke, walvisbene en skepe in bottels. Daar is haarlinte vir aasvoëls en gesangboeke vir elande. Daar is spelboeke vir wilde beeste en 'n landkaart van voetpaadjies op die seebodem. Daar is 'n geluidlose radio en 'n portret van die onsigbare man. Abigail is ingenome toe sy 'n afdeling vir spinnekoppe vind, waar sy ingelegde vliee en 8-potige pyjamas kan koop. Timmertak tuur oor die toonbank en daar staan meneer van Pas. Welkom, welkom. Dis mos ouma Kwas se kleinseun, né? Dis reg, antwoord Timmertak. Maar sy is vandag 'n bietjie siek. Ek doen vandag die inkopies. Nou ja, wat kan ek vir jou doen? Timmertak haal sy lys uit. Toe steek hy vas. Ouma het vergeet om te sê hoeveel sy van elke ding wil hê. Nou ja, miskien kan hy raai. 2 sakke melk asseblief en 'n pakkie rape. 'n sak botter en 'n bottel spek. Meneer van Pas giggel. Gesny of nie, sê hy van die spek. O, lekker bros, sê Timmertak. En 'n half dosyn koolkoppe en 'n sakkie brood asseblief. Bruin of wit? Groen, sê Timmertak. Ek dog alle kool is groen. Is dit al? Lag meneer van Pas en sit die laaste items op die toonbank neer. Ja, behalwe 'n kruiwa. Seker 'n kruiwa vol ertjies, lag die winkelier. Nee, meneer van Pas, 'n kruiwa om alles mee huis toe te stoot. Spoedig is Timmertak en Abigail weer op pad na Wikkelwoud. Hulle kan sien hoe die bome voor hulle bewe. Ouma Kwas nies nog steeds. Hier is ons, roep Timmertak. Ek het al die inkopies gedoen. Oor haar tamaai rooi neus en haar tamaai wit sakdoek
staar ouma Kwas na die kruiwa. Is daar 'n fout? Vra Timmertak. Ek sou so dink, Gil sy. wat is dit die? 'n bottel spek, 'n pakkie rape, 2 sakke melk? Ons het mos ons bes gedoen, nee Abigail? Natuurlik het ons. Piep die spinnekop en kyk by die venstertjie in Timmertak se hoed uit. Hou jy jou mond, jou spinnerige gog. Snou ouma haar af. Timmertak wil net vir ouma Kwas vertel van die verkoue kuur wat hy by Dok Blaar gekry het, toe iemand aan die deur klop. Hy sit die fles op die tafel neer en gaan kyk wie dit is. Ouma Kwas is vreeslik nuuskierig. Sy steek haar neus in die vloeistof in die fles en begin belle blaas. By die deur staan meneer van Pas. Hy het vir ouma blomme gebring, as ook die mandjie goed wat Timmertak eintlik moes gekoop het. Ek het maar net jou been bietjie getrek, Timmertak, Sê hy. Op daardie oomblik hoor hulle 'n deurdringende gil uit die kombuis. O, Timmertak, help my, kom gou! Timmertak en meneer van Pas hardloop soontoe en bars uit van die lag toe hulle ouma Kwas sien. Op haar lang neus groei donsige wit hare. Doen iets! Gil sy. Meneer van Pas kyk na die flesie kitsverkoue kuur en herken dit dadelik as Dok Blaar se beroemde blesbrou. Toe maar, Dok Blaar se blesbrou het nog nooit gewerk nie. Al die hare sal môreoggend uitval. Teen die tyd is die hare op ouma Kwas se neus so dig dat haar neusverkoue warm word en verdwyn. Liewe land, Sê sy. Ek is genees. Kom ons vier dit met 'n lekker sny stroperige boskonfytert. Toe gaan sit hulle almal saam om tee te drink. Ouma Kwas laat selfs vir Abigail aansit, solank sy al 8 haar pote afvee, sê sy. Die vleiende Ootjiebank. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Fransie. Toe sy verjaar, kry sy van haar mammie 'n pragtige porseleinvarkie. Dit is pink en rond en op sy maag staan daar Taiwan. Fransie sit dit op die vensterbank in haar slaapkamer en elke week gooi sy 'n bietjie van haar sakgeld in die gleuf op sy rug. Toe, op 'n dag, besluit sy om 'n nuwe bed vir haar pophuis te koop. Sy haal die spaarbussie van die vensterbank af, trek die rubberprop aan die onderkant uit en skud dit oor haar bed. Niks, kom uit nie. Nie 'n sent nie. Dis weg, gil sy. Ek sit nou al weke geld hierin en is weg. Waar's my geld? Ek het dit opgevreet. Hoe sê jy? Fransie kan skaars haar ore glo. Jy het my daarmee gevoer, toe vreet ek het, herhaal die Ootjiebank. O, dan kan jy praat. Ja, as iemand met my praat. Dan kan jy seker vir my sê waar my geld is. Maar ek sê jou, ek het dit opgevreet. Maar dit is nie in jou maag nie. Ek het dit verteer, sê Taiwan. Vark soos ek het mos ook energie nodig. Dis nie goed genoeg nie, sê Fransie en skud hom weer. Ek wil my sakgeld hê, gee dit dadelik. Ek kan nie, sê hy vererg. Maar ons sal maar net nog moet gaan haal. Waar? Vra Fransie. Nou waar kom geld vandaan, dink jy? Vra Taiwan ongeduldig. Die koninklike munt natuurlik.
Die koninklike munt in die koninklike paleis van die prins van rykdom. As jy op my rug klim, sal ek jou soontoe neem. Maar jy sal my eers moet voer. Ek is dol leeg, en ek kan nie op 'n nugter maag vlieg nie. Fransie gaan haal haar versameling buitelandse munte en gooi hulle in die gloof. Toe hy so baie geld kry, begin die oetjie groei. Hy word so groot dat hy van die vensterbank afval. En weldra staan 'n opgeskote pink vark in die middel van die slaapkamer. Fransie klim op sy rug en Taiwan styg op en beweeg deur die oop venster. Agteruit. Waarom vlieg jy agteruit? Vra Fransie en draai na Taiwan se stert sodat sy kan sien waar hulle gaan. Die koninklike munt is lank gelede, Antwoord hy. Bedoel jy nie ver weg nie? Nee, ek bedoel lank gelede. Ek moet deur die tyd terugvlieg. Fransie sien gou-gou dat hy reg is. Die lug is vol rook en bomme en kanonkoels ontplof links en regs van hulle. Wat gaan nou aan? Kanonvuur, Sê Taiwan kalm. daar is 'n oorlog aan die gang daaronder. Fransie begin wonder of die vark regtig so slim is soos hy lyk. Wil jy vir my sê, ons kan dalk neergeskiet word? Taiwan antwoord nie. Want bo hulle daal 'n groot valskerm neer. En die valskermman, wat 'n skaapvelbaadjie en 'n vliegbril dra, land mooi netjies langs Fransie op die vark se rug. Dag sê die vlieënier. Ek moes uitspring, hulle het my vliegtuig afgeskiet. Daar gaan hy nou. Hulle kyk en sien hoe die vliegtuig in die see val. Ek hoop nie julle gee om as ek saamry nie. Taiwan oink 'n paar keer, maar dit lyk nie asof hy omgee nie. Waarom gaan ons agteruit, ou kerel? En Taiwan verduidelik. Die vlieënier is bly om te hoor dat hulle na die koninklike munt gaan. My kontuintjies is self 'n bietjie skraps, Sê hy. Ek het my beurs in die vliegtuig gelos sien. Na 'n rukkie vlieg hulle verby 'n ontdekker in 'n mandjie van 'n groot ballon. Dit moet 100 jaar vroeër as gister wees, dink Fransie en kyk na die man se snaakse oudheidse klere en hoed. Kan julle my saamvat? Vra hy toe hulle verbyvlieg. Die wind waai in die verkeerde rigting en ek sal nooit kom waar ek gaan nie. As u met ons saamkom, sê Fransie, sal u maar net by die koninklike munt uitkom, meneer. Maar hy hou blykbaar van die gedagte. Klim uit sy mandjie en sluit by hulle aan. Hulle vlieg seker nog 1000 jaar terug, toe Taiwan skielik struikel. Ja, in die middel van die lug. Dis 'n lawwe plek om 'n stuk tou te laat bly, knor Taiwan vererg. Maar hoewel die tou om sy pote gedraai is, hou hy aan met vlieg. Asseblief, laat vlieër los. Sê 'n stemmetjie ver onder hulle. Hulle tuur af, en daar, hoog bo die grond, hang 'n Chinees aan 'n tou. Bo hulle fladder sy vleuer soos 'n helder kleurige papiervoël. Taiwan het 'n eeuoue Chinese vleuer gevang. Waarom 'n vark nie kyk waar hy gaan? Vra die Chinees na hy by die tou opgeklouter het en op die vark se rug by hulle aangesluit het. Fransie verduidelik dat hulle deur die tyd terugvlieg. Hulle bewonder almal die vleuer. Dis darm slim van die Chinese om so lank gelede vleuers te kon uitvind, sê Fransie. Chinese ook banknote uitgevind, sê die mannetjie ingenome, nadat hulle hom meegedeel het dat hulle geld gaan soek. Taiwan sidder. Ek eet nooit papiergeld nie, knor hy. Hulle vlieg verder tot hulle net voor die begin van tyd aankom. Hier draai hulle links. Die paleis van die prins van rykdom verskyn op die horison. Die koninklike munt is 'n tuin teen die een muur van die paleis. Dit word deur 'n groot koninklike kat met 'n krom rug bewaak. Maar teen 'n vleiende vark, 'n vegvleienier, 'n ontdekker, 'n Chinees en 'n dogtertjie, is hy magteloos. In die tuin pluk hulle die silwer en koper munte wat aan die bome en struike hang. Fransie prop haar sakke vol
Toe gooi sy 'n klomp munte in Taiwan se gleuf. Almal klim op om terug te keer. Hierdie keer vlieg hulle vorentoe. Die vark se ore knetter in die wind, maar met 4 passasiers aan boord is Taiwan gou weer honger en moeg. Nog geld, oink hy. En Fransie moet hande vol munte in sy gleufpos. Jammer, sê hy kort daarna. Maar party van julle moet afklim. Julle is vir my te swaar. Alles in orde, sê die ontdekker. Kyk, daar dryf my ballon nog altyd. Die vlieënier besluit om in sy reis om die wêreld by die ontdekker aan te sluit. En die Chinees sweef met sy vlieër terug aarde toe. Net Fransie bly nog op die vleiende vark se rug. Maar voor hulle tuis kom, moet sy elke munt wat sy gepluk het in sy gleufpos. Ek is nog altyd honger, kla hy. En sy leë maag rammel tussen Fransie se bene. Oomblikke later skuur die vark teen 'n hoë snelheid deur haar slaapkamervenster. Albei val op die vloer neer. En toe Fransie weer haar oë oopmaak, lê 'n klein, stywe porseleinvarkie op sy rug op die vloer. Fransie tel dit op en skud dit. Daar is geen geluid nie. Sy kyk deur die gleuf. Geen sent nie. Sy hardloop kombuis toe en skree vir haar ma: "Daar's niks geld in my spaarbusie hoor nie." "Ja, my skat, dit spyt my," sê haar ma. "Ek moes dit leen om die melkman te betaal. Wag 'n bietjie, hoeveel was daar?" "Hier." Sy gee vir Fransie 2 splinternuwe banknote. Fransie vryf hulle tussen haar vingers en onthou dat Taiwan nie papiergeld eet nie. "Dink maar, as ek my sakgeld elke week spaar, dan sal varke vlieg," sê mami. "Nou ja," sê Fransie, "dan sal ek." Die vleiende skilpad. Eendag, lank gelede, het dit so hard gereën dat die hele land oorstroom is. Die meeste skilpaaie het betyds na die berge begin stap waar dit droog was, maar een het agtergebly, die stadigste, domste skilpad in die land. Bo die geruis van die reën kon jy hom in die vallei hoor huil. "Waarom huil jy?" vra 'n gans wat oor die vallei vlieg. Ek gaan verdrink. Snik die skilpad. Jy is veilig. Jy kan vlieg. My pote is so kort dat dit dae sal vat om berg op te klim. Teen daardie tyd het die water my al weggespoel. "Kom nou, moenie huil nie," sê die gans. "Ek sal my broer gaan haal, dan neem ons jou na die berg." Die water is al 'n hele eind hoër toe die 2 ganse terugkom. Hulle het 'n tak opgetel en die hou hulle in hul snavels vas. Die skilpad hap die tak met sy groot groen bek vas en met 'n gefladder van vlerke vlieg die ganse in die lug op met tak en skilpad en al. Oor die water vlieg hulle na die berg waar al die skilpaaie saamgekom het. Die skilpaaie is verheug om die stadige dom skilpad deur die lug na hulle te sien aankom. Hy het 'n vleiende skilpad geword. Almal juig die ganse toe en begin vir hulle sing. Want hulle is goeie kerels, want hulle is goeie kerels, want hulle is goeie kerels. Die stadigste, domste skilpad voel lus om saam te sing. Hy maak sy bek oop in neurie. En ons sê almal so. En daar val hy. Waarom uil bespot word.
Op 'n dag het die voëls mos besluit dat die een wat die hoogste kon vlieg, al koning sou wees. Maar Tinkie, die kleinste voeltjie, het skelmpies onder Aasvoël se vlek ingekruip. En toe Aasvoël te moeg was om hoër te vlieg, het Tinkie perdfris onder sy vlek uitgeglip en die vliegwedstryd gewen. Maar die ander voëls was glad nie tevrede om so 'n klein japsnoot as koning te kroon nie. Hulle besluit toe om Tinkie daar en dan dood te maak. Maar toe die voëls hom aanval, glip hy rats in 'n nou klipskeur waarin geen ander voël pas nie. Nou hou die voëls weer vergadering. En Jakkals, wat as 'n slim kaland bekend is, word om raad gevra. Jakkals antwoord: Die enigste plan is om Tinkie in die klipskeur van honger en dors te laat vergaan. En daarvoor moet 'n wakker wag voor die skeur geplaas word. Toe die voëls wil weet wie die beste wag sal wees, laat Jakkals hulle op 'n ry sit en beskou hulle een van kop tot tode. Toe hy uil gewaar, roep hy uit: Hier sit die beste wag. Sy oë is die grootste en sy naels is gevaarlik skerp. Uil word op die daad aangestel om die klipskeur te bewaak. En hy word die dood voor oë gespeer as hy Tinkie sou laat wegglip. Ewe plegtig gaan sit hy voor die skeur waar hy Tinkie kan sien. Maar toe die ander voëls hom alleen agterlaat, word ou uil lomerig in die warm son. Sy kop begin knik, knik, en nie lank nie, of hy dit tog te lekker. Tinkie, wat hom fyn dophou, lag skelm. Kort maak uil een slaperige oog oop, om te kyk of Tinkie nog daar is. En na rukkie raak hy perdgerus vas aan die slaap. Dis net waarop Tinkie gewag het. Woets glip hy uit die skeur en begin vrolik buite rondvlieg. Toe die voëls Tinkie op vrye voet sien, storm hulle bruisend na uil en vind hom vas aan die slaap voor die klipskeur. Hy maak skaars sy oë oop, toe moes hy sy kop wegruk vir die klappe wat van al kante kom. Tinkie vlieg vry in die veld rond. Hoe het hy hier uitgekom? Wil hulle woedend weet. O no, vra ou uil, heeltemal deur die slaap. Maar toe die voëls hom begin spot en hom uitlag, word dit vir hom eens te veel en hy maak dat hy wegkom. 'n String voëls agtervolg hom spottend, waarheen hy ook al vlug, totdat hy op laas op Boer se solder moet gaan skuil. En van die dag af is uil verplig om vir die spottende voëls weg te kruip. Daarom soek hy snags sy kos. En as hy dan sy swaar kry bepeins en wonder hoe Tinkie ontsnap het, vra hy homself kort bedroef af: hoe dit gekom? Op 'n dag kom Boer na sy solder en vind sy graansakke stukkend geknaag en sy koring oor die vloer verstrooi. Hy sien muis weghol en vra hom: Is dit jy wat my graan so verniel? Nee, dis uil, antwoord muis en vlug. Toe wil Boer vir uil met 'n stuk hout moker, maar uil pleit: Muis, jok, dis hy. Ek eet nie graan nie. Ek kruip net hier weg, omdat die voëls my bespot. Maar as jy my die reg gee om hier te woon, sal ek jou graan oppas en die muise doodmaak as hulle dit probeer steel. Kom kyk môre, dan wys ek jou die sterte van al die muise wat ek oornag gevang het. Toe Boer die volgende dag 'n hele spul muissterte by uil aantref, stem hy in dat uil op sy solder kan woon. En tot vandag toe vang uil muise op Boer se solder. Jakkals en wolf maak kennis. Goue Quint, my storie begint.
Op 'n dag loop Jakkals en Wolf mekaar in die veld raak. Wolf het 'n jong hartbees doodgemaak en dra sy buit sukkel huis toe. Jakkals, die skelmkaland, maak dadelik 'n plan om sy honger te stil. Môre, sê Jakkals so vriendelik as hy kan. Ek is koning Leeu se veldkornet. Dit is vir my 'n eer om so 'n beroemde jagter soos jy te ontmoet. Beroemde jagter? Steun Wolf verbaas. Ja, jy is mos Wolf. Ek het jou dadelik herken, want ek het al so baie van jou gehoor en net goeie dinge. Jy is sterk, jy's dapper, jy is slim. Maar wag, kan ek jou nie help dra nie? Jakkals spoeg Kamma in sy hande en pak die hartbees van agter, maar hy skuif die hele gewig op Wolf se skouer en maak maar net asof hy help dra. Na rukkie sê hy, "Baie sterk man, die gewig is daarom net te erg. Waarom eet jy nie van jou buit nie? Dan is dit mos ligter. Ek sê jou help." "Wil jy glo?" roep Wolf verlig uit en gooi die hartbees neer. "En die ete sal ons boonop sterker maak." Hierop val die twee weg en eet net woes. Toe hulle weer die hartbees optel, sorg Jakkals weer dat Wolf al die gewig dra. Ou Wolf kry dit smoor, en toe Jakkals kort hierna voorstel dat hulle nog 'n slag van die vleis eet om hulle las te verlig, gooi Wolf sy buit maar te gewillig neer. Nadat die twee hulle knippeldik en skoon ongemaklik geëet het, gaan dit eers sukkel om die vleis gedra te kry. Vir elke steun wat Wolf gee, steun Jakkals natuurlik harder van niks doen. "Ek sê jou sê wat ons kan doen," stel Jakkals voor. "Ons begrawe die agterste helfte hier om dit later te kom haal en dra net die voorste helfte na jou huis." So gesê, so gedaan. Nou is hulle las heel wat ligter. Maar nie lank nie, of Jakkals gee 'n paar harde tjanke. Kamma omdat 'n doring in sy voet gesteek het. En vra Wolf om maar aan te stap. Hy sal hom nou inhaal. Wolf is skaars buite sig, of Jakkals spring kortom, gaan grawe die vleis uit en begrawe dit op 'n ander plek. En hy vee mooitjie sy spore by die eerste begraafplek dood en los Wolf se spore in die sand. Hierna hol hy vinnig agter Wolf aan, en toe hy naby hom kom, hou hy hom weer danig mank, asof die doring regtig diep in sy voet gesteek het. Nou stap hy Kamma sukkelend langs Wolf, sonder om hom te help dra, tot by Wolf se huis. Goue kalf, my storie is half. Wolf se kwaai ma is tog te stuurs, toe sy net die helfte van die hartbees sien, en beskuldig Wolf dadelik dat hy die res opgeëet het. Toe Wolf haar vertel dat hy die ander helfte begrawe het, om dit later te gaan uithaal, glo sy hom nie, en moker hom met 'n stuk vuurhout oor die kop. Terwyl sy die vleis brom aan die kook kry, knoop Jakkals 'n praatjie met Wolf se suster aan, en sommer gou is hulle aan die wegkruipertjie speel. Maar moenie glo Jakkals speel sonder 'n fyn plan nie. Elke keer as hy by die vleispot verbyhardloop, gryp hy 'n stuk vleis en gooi 'n afgekoude been in die plek daarvan terug in die pot. Die vleis versteek hy in sy knapsak naby die pot. Na 'n ruk begin die doring in sy voet om Kamma weer pla, en hy maak verskoning en stap mank weg met sy knapsak propvol vleis. Toe hy by die huis kom, gaan hy en sy vrou boonop die oorige stuk vleis ook vir hul spens uitgrawe. Die volgende dag gaan vra hy ewe vir Wolf hoe die begraafde vleis gesmaak het, waarop Wolf hom dadelik beskuldig dat hy dit gesteel het. Jakkals hou hom beledig en antwoord: "Kom wys my waar jy my spore gesien het." By die eerste begraafplek tref hulle natuurlik net Wolf se spore aan, en Jakkals sê: "O so, jy kom haal jou vleis skelmpies, net om my te beskuldig dat ek dit gesteel het." Hierop stap hy togtig gekrenk weg, maar net tot agter die naaste koppie, van waar hy 'n wolf gaan afloer.
Wolf moet mos nou weer vir vleis jag. En nie lank nie, of Jakkals sien hom met 'n springbok oor sy skouer aangestap kom. Maar voordat Jakkals weer 'n skelmstreek kan uithaal, sien hy Wolf se kwaai ma van die ander kant af aankom. Sy vat die bok by Wolf en stap daarmee huis toe, sodat Wolf verder kan jag. Maar sy is skaars by die huis. Toe kon vertel Jakkals haar opgewonde dat sy dadelik vir Wolf moet gaan soek, want daaronder in die draai van die rivier is 'n yslike trop blesbokke vir hom en Jakkals om te vang. Ewig gretig laat Spaner Wolf se ma, saam met die res van haar gesin, om vir Wolf te soek. Jakkals wag net totdat hy alleen is, gryp die springbok en laat Spaner in 'n ander rigting. Toe Wolf en sy gesin geen blesbokke sien nie, het hulle onraad vermoed en terug huis toe gehardloop. Maar van Jakkals en hulle springbok was daar geen teken nie. Wolf se ma het gedreig dat sy Jakkals sou vermoor as hy ooit weer 'n voet op haar werf sit. En Jakkals was so bang vir haar, dat hy dit nooit weer naby Wolf se huis gewaag het nie. Dit is waarom Jakkals en Wolf tot vandag toe nie in dieselfde gate woon nie. Hier is Storieman weer. Volgende keer bring ek julle nog 7 stories uit my storiekas. Hulle is Pinocchio, Jakkals en Wolf en die ronnekopdier, Liewe Heksie in die bikini, waarom Giraf nie kan praat nie, die seun wat vir tiere gegrom het, Doringrosie en die hond in die been. Moet hulle nie misloop nie. Totsiens, 'n mooi bly.